Goeiemôre broers en susters. Is lekker om so saam met julle hier in die kerkgebou te wees. Ons gebed is dat die Here ook vanmôre deur sy woord en deur sy gees vir ons elkeen sal kom ontmoet. Dit is 2026, die tweede Sondag van hierdie jaar. So vir julle wat ek nog nie gesien het nie, nog nie voorgesê het nie, mag die Here vir julle 'n baie geseënde en 'n wonderlike jaar vorentoe gee. Mag julle die guns en die goedheid en die genade van die Here baie, baie ryklik beleef. Môre Hendrik en Isabel, julle is baie hartlik welkom. So net so 'n paar dinge miskien vir aankondiging. So in die begin van die jaar is dit nog Kerstyd. Kerstyd, het begin hier by Advent en dan by Kersdag, die geboorte van die Here Jesus wat ons herdenk het. En dan gaan dit oor na Epifanie. En Epifanie is 'n groot woord wat net wil sê, dit gaan oor die verskyning van die Here Jesus Christus, die lig vir die wêreld, sodat ons lewens verlig kan word. En Epifanie is 'n tyd wat nou bietjie aanhou tot by Aswoensdag. Nou Aswoensdag is bietjie later en dis die begin van die lydenstyd. Maar julle kan daar binne verder gaan lees, spesifiek rondom Epifanie. En aan die agterkant van die blaadjie kan julle bietjie kyk rondom die kalender en so aan hoe die goed verder verloop vir die volgende 3 maande. En dan het ons verjaarsdag, die 13de Johan Legrandsie, die 14de vir Fanny Nel, en dan die dames, die 13de is Annette Pretorius, die 15de Elise Botha, en dan vir die kindertjies is dit Jean-Leo Delport, ook die 13de. So mag die Here vir julle elkeen baie hartlik die voorreg gee om hierdie nuwe lewensjaar in te gaan met vreugde en met blydskap, met hoop, met toewyding en oorgawe ook aan die Here. Mag die Here elke ding wat op julle pad kom, vir julle draai, sodat die goeie daaruit sal kom. Die Here seën vir julle op hierdie nuwe jaar wat voorlê. En dan voorbidding. Ons bid steeds vir oom Duif en Hennelie. Ek het gehoor, hulle is terug hier in Carolina. Hulle het Saterdag teruggekom as ek het reg het. So ons is dankbaar, hulle is terug. So ons loof die Here daarvoor. En dan bid ons vir Tannie Rietie van Rooyen, daar by die ouete huis, dit gaan nie met haar goed nie. Ons bid vir Jackie, sy gaan nou weer vir 'n opvolg rondom haar gesondheid, hierdie week vorentoe. En Simonei, haar kleindogter, sukkel ook baie met haar gesondheid, so ons bid vir haar ook, vra dat die Here regtig vir haar ook sal vashou, veral waar sy ook gaan vir toetse en dinge ook hierdie week. En dan vir almal wat ernstiger met siek wees, liggaamlik te doen het, maar dan ook waar ons baie keer emosioneel sukkel en traumas verwerk, mag die Here vir julle elkeen wat daarmee besig is ook vashou, en mag hy vir julle genade gee. Ja, en dan is die krag aan en af en die water is aan en af in die dorp en al sulke goed, so dit bring frustrasies. So ons bid vir ons dorp, ons bid vir die gemeenskap, ook vir Chrissies meer, met al die storms en die skades en die goede wat plaasgevind het. So mag die Here se genade op sy kinders en ook op die gemeenskappe wees. Geliefdes, ons gaan begin deur 'n lied saam te sing. Hy kan maar daar lê. Hierdie lied is eintlik 'n toewydingslied, soos 'n gebed
So kom ons sit net so, dan moedig ons mekaar aan en ons raak self ook stil voor die Here met hierdie pragtige lied. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Ek het vanmôre hierdie prentjie saamgebring. Gaan oor Epifanie, oor die Here Jesus Christus se lewe, en dan vandag spesifiek dink ons aan die feit dat die Here Jesus gedoop is. Jy mag die feit dat die Here Jesus gedoop is vir my en vir jou 'n besondere bemoediging wees vir hierdie dag, maar ook dan vir die pad vorentoe. So kom ons raak stil vanmôre. Ons raak bewus van ons behoeftes. Ons vra, ons bang wees van die vreugdes wat in ons lewe is, van die nuwe jaar wat op pad is. En kom ons gee dit alles net oor aan die Here. Ek gaan vir ons voor en dan antwoord julle as 'n gemeente. Dan wanneer daar die skyfie opkom. Ons kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die Here beskerm ons. Die Here bewaar ons van alle gevare. Ons oë is gerig op die Here, ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Hy sal ons beskerm waar ons ook gaan, nou en vir altyd. Ontferm U oor ons, Here. Ontferm U oor ons. As die Here ons nie gehelp het nie, dit moet ons bely, dan het ons sonde ons oorweldig. Aan die Here kom die lof toe. Hy laat dit nie toe nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons is vry. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Heilige Gees en van die Here Jesus Christus,
ons verlosser. Ons gaan 2 lofliedere saam sing tot eer van die Here. Kom ons staan wanneer ons dit saam sing. Heilig, 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 Heer God almagtig, Groot is U troon, U is steeds met lof omring. Heilig, 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 liefderyk genadig, U troon is steeds met lig en lof omring. Heilig, 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 Heerser verheerlijk, groot is U naam, U die Vader, Seun en Gees. Grote God ons eer U, met die hele schepping, U wat in liefde God regverdig is. Heilig, 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 Heer so weldadig, groot is U guns, want U buig U tot ons neer. Heilig, 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 magtig en genadig, U was en is en sal verhewig wees. Baie dankie. Geliefdes, ons gaan lees uit Matteus hoofstuk 3. Matteus hoofstuk 3. So ek sal nou na gebed net vir ons die verse aankondig wat ons gaan saam lees. Kom ons maak net ons oë toe. Ons Vader, U wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so hier op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde, ons sonde, net soos wat ons die vergewe wat teen ons oortree. Bewaar ons van die versoekinge en verlos ons van die bose. Ja, Vader, aan U, Here Jesus en Heilige Gees, behoort al die krag en al die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ons gaan saam lees uit die woord van die Here, uit Matteus hoofstuk 3.
en ek kon vir julle vers 1 tot by vers 17 gelees het, want dit is eintlik 'n eenheid wat bietjie uitbrei, maar ek het gekies om net enkele verse saam met julle te lees vanmôre. Maar voordat ek lees uit Matteus 3, wil ek graag die oorstemmende gedeelte van hierdie eerste gedeelte net uit Markus vir julle lees. Markus 1 vers 4 sê, so het Johannes die doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Nou hierdie gedeelte word in die 4 evangelies beskryf, elke keer 'n bietjie met 'n ander perspektief. Matteus sê, in daardie tyd het Johannes die doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En dan vers 5 en 6, in daardie dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgewing van die Jordaan na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en hulle deur hom in die Jordaanrivier laat doop, ekskuus. Vers 13 tot 17. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe gekom en by die Jordaan om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe? En Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water uitgekom. Een van die ander evangelies sê, toe dit gebeur het, het hy gestaan en gebid. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Ons is terug by hierdie prentjie van die water. En dan hierdie prentjie het spesifiek 'n duif wat saam met die water beweeg. Nou geliefdes, uit hierdie gedeelte het ek 'n tema geneem. En hierdie tema sê, die bekeringsdoop van die sondelose Jesus. Die bekeringsdoop van die sondelose Jesus. Julle hoor hierdie teenstelling in hierdie tema. Julle weet seker dat 'n gesin wat meer as een kind het en waar die kinders groot word, dat die kinders, alhoewel hulle uit dieselfde pa en ma gebore is, hulle baie keer radikaal verskil. Nou die moontlikheid is groter dat kinders baie naby aan mekaar dieselfde dinge doen wanneer hulle identiese tweelinge is. Nou ek wil vir julle 'n verhaal vertel van 'n identiese tweeling. 2 manne, 2 seuns wat manne geword het en saam groot geword het. Die een se lewe was 'n mislukking.
Hy het slegte dinge gedoen. Hy het geroof. Hy het gesteel. Hy het bedrieg. Hy het moord gepleeg. Hy is in die tronk. Hy is in die dodesel. Hy wag op sy teregstelling. Sy boetie daarteenoor het 'n sukses van sy lewe gemaak. Hy het die burgemeester van die dorp geword. Hy het 'n sukses gemaak van sy besigheid. Hy het mooi klere om aan te trek. Hy het baie dinge bereik in die lewe. Hy speel 'n groot rol in die gemeenskap. Hy hoor dat sy boetie in die tronk is. En dat sy boetie wag om tereggestel te word. En hy besluit om vir sy boetie te gaan kuier. En terwyl hy met sy boetie gesels daar in die dodesel, begin daar iets in sy gedagtes vorm. En wanneer hy sy boetie moet groet, dan begin hy om sy klere uit te trek. En hy gee vir sy boetie opdrag en hy sê, Boeta, trek jou vodde klere en jou vuil klere uit. En hierdie man sê vir sy boetie, trek nou my klere aan, ek sal jou klere aantrek. En nadat hulle klere geruil het, sê hierdie burgemeester, die jong man wat sukses van sy lewe gemaak het vir sy boetie, ek vat vandag jou plek. Gaan jy nou hier uit en gaan lewe. Sien geliefdes, dit is wat die Here Jesus met my en met jou kom doen het. Wanneer Johannes begin met sy bediening, en dit is hier so 30 jaar na hulle geboorte, Jesus en Johannes is neefs, en die Here Jesus is net 'n bietjie jonger as Johannes. Johannes begin met sy bediening, want God het hom geroep om die paaie gelyk te maak, sodat die bediening van die Here Jesus kan plaasvind. Dan begin hy met hierdie woorde, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En soos ons dit in Markus gelees het, en ook in Lukas staan dit so, bely julle sonde, laat julle doop, en God sal julle vergewe. Hierdie boodskap van bekering beteken dat daar 'n radikale omkeer sal kom in mense se lewens. Dat hulle weg sal draai van dit wat verkeerd is, en dat hulle die goeie sal begin doen, dat hulle God sal begin soek, dat hulle hulle self voor die Here God sal ontdek, dat hulle hulle lewens aan hom sal toewy. En deel van die bekering is doop. En deel van die bekering en doop is vergifnis. So dis eintlik een handeling wat met 'n klomp elemente saamgaan. En as julle nou wil weet van 'n suksesvolle predikant, gaan lees Johannes se storie. Want oral oor die gebied en in Judea en daar by die gebied van Jordaan het die mense na hom toe gestroom, sodat hulle deur hom gedoop kan word. Met ander woorde, tot bekering kan kom, gedoop kan word, vergifnis kan ontdek. Dit gaan met ander woorde by Johannes rondom bekeringsdoop. Dit gaan rondom bekering en omdraai van jou lewe. Gaan oor sonde.
Belydenis, vergifnis. Ek herhaal dit net weer 'n keer. En in hierdie tyd sê die woord, kom die Here Jesus na Johannes toe, om gedoop te word. Met ander woorde, om wat te doen? Sonde te bely, tot bekering te kom, sonde te bely, vergifnis te ontvang. Nou so geliefdes, as ons die woord gaan lees, dan sien ons hier is iets wat gebeur, wat buitengewoon is. Want die skrif sê, die Here Jesus Christus is sonder sonde. Hy is sondeloos. En daarom het ek hierdie tema gevat en gesê, dit gaan in hierdie gedeelte oor die bekeringsdoop van die sondelose Jesus. Die skrif sê dit vir ons vanuit die Here Jesus sy naam en sy titels. As 'n mens sou gaan lees in Matteus 1 vers 21, dan kry ons hierdie gedeelte wat sê, die belofte aan Maria, waar die Here met Josef gepraat het, sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Johannes 1 vers 29, nadat die Here Jesus gedoop is, en Johannes die Here Jesus weer gesien loop het, wys hy en hy sê, daar is die lam van God, die een wat geslag gaan word. En dan weet ons uit die woord, uit ons belydenisskrifte, dat ons iemand nodig het om ons te verlos, maar ons het iemand nodig wat nie sonde doen nie, wat self sterk genoeg is, groot genoeg is, om die oordeel van God te dra. Die feit dat Jesus sondeloos is, word deur die woord bevestig. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Hebreërs 4 vers 15 sê, die hoëpriester wat ons het, is nie een wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig, net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Johannes se reaksie wys dit ook. Hy sy opmerking teen die Fariseërs en die Sadduseërs sê hy vir hulle nadat in die gesprekke wat ons nou nie gelees het nie, en hulle gekom het om gedoop te word, sê hy vir hulle, julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toren kan ontvlug? Dra liewer vrugte en bewys dat julle bekeerd is. Dit gaan oor die sonde. En dan wanneer Johannes praat en die Here Jesus na hom toe kom, dan sê Matteus, Johannes het probeer om dit te keer. Want ek dink die Gees het iets aan Johannes geopenbaar van sy eie menswees, sy eie sondige aard en die Here Jesus sy goddelikheid, sy sondeloosheid. Hy sê vir die Here Jesus, ek moet deur u gedoop word. Maar nou kom u sodat ek sondaar u moet doop. Dan sê die Here Jesus, nogtans, dit is so. Dit staan nie so, dit is so nie, maar dit is eintlik wat hier staan nie. Sê nogtans, moet jy dit doen, want dit is hoe ons aan God gehoorsaam is. So dit was die Vader se wil, dat die Here Jesus, die sondelose, die bekeringsdoop moet deurgaan. Vir ons as mense, bekeringsdoop beteken, dat ek gedoop word, dat ek, soos ek al reeds gesê het, tot bekering kom, dat ek gedoop word, en in daardie tyd, en in baie kerke nog steeds,
die groot doop in die Jordaan, wat bevestig van hier gaan ek in, ek word onderdompel, die water was my sonde weg, dis die simboliek daarvan, ek staan op uit die water in 'n nuwe lewe saam met die Here. En ek ontvang sy vergifnis. En nou kom die Here Jesus en dan gaan hy in hierdie Jordaan in en Johannes doop hom. Hy word gedoop as die sondelose, omdat hy identifiseer met die mens wat vol sonde is en gedoop word. Waar die doop vir die mens 'n bevestiging is van vergifnis en afwassing van sonde, is dit vir die Here Jesus Christus 'n bevestiging, nie van afwassing nie, maar van bymekaar maak van al die sonde. Vir die Here Jesus is dit 'n bevestiging daarvan van sy roeping en die feit dat hy die Messias is. Wanneer hy opstaan uit die water, dan het hy nie skoon geword nie, maar dan het hy vuil geword met die sonde van die wêreld. En wanneer hy opstaan uit die water en bidtend staan, dan skeur die hemel oop. Markus sê, die hemel het oop geskeur, soos die voorhangsel wat in die tempel was, wat van bo na onder geskeur het. Matteus en Lukas praat net van die hemel het oopgegaan. En wanneer die Here Jesus die sonde van die wêreld kom bymekaar maak het, hier in die rivier van die sonde, die Jordaan, waar almal se sonde afgewas word, dan staan hy op, en dan word hy bevestig dat hy die Messias is. Die Engelse woord inauguration, ek sukkel om 'n Afrikaanse woord te kry, behalwe om te sê dis bevestiging. Dit is om aangewys te word vir 'n spesifieke taak en 'n bedoeling wat God jou voor geroep het. So die Here Jesus word uitgewys, aangewys as die Messias. Nou hoekom sê ek so? Want wanneer die hemel oopgeskeur word, dan kom die Heilige Gees soos 'n duif. Die Heilige Gees is nie 'n duif nie, maar hy kom soos 'n duif. Want hy kom daal rustig neer en hy kom sit en hy neem oor. Dit is 'n bevestiging van klomp profesieë uit Jesaja uit, byvoorbeeld Jesaja 11 wat sê 'n takkie sal uit die stomp na vore kom en die Gees van God sal op hom kom, die Gees van die waarheid, en dan kom daar 'n klomp ander dinge daarmee saam. Die Heilige Gees kom bevestig dat Jesus die Messias is. Maar die Gees wat op die Here Jesus kom rus, kom bevestig, soos wat Johannes dit gesê het, ek doop met water, maar hy wat na my kom, was voor my. Ons het al op Kersdag gepraat oor Jesus wat by God was, self God was, en wat woord geword het. Hy kom en hy kom doop met die Heilige Gees. Jesus ontvang die Heilige Gees om te doop met die Heilige Gees. En wanneer dit gebeur, dan kom daar 'n stem uit die hemel, die Vader, wat in 'n stem hoorbaar sê, jy is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae of vreugde het. Jesus as verlosser, wat onder die water al die vuilheid van die wêreld gaan
bymekaar maak en op hom begin dra. En in sy bediening speel dit uit tot by die kruis. En die opstanding en die hemelvaart en die stuur van die Gees. Die Heilige Gees wat kom. Die Vader wat bevestig. God drie-enig kom sê, hier is die inbreek van God in die wêreld van die mens, sodat werklike bekering en oorgawe en toewyding in die mens kan plaasvind. Geliefdes, vir my is dit aangrypend om te dink dat die Here Jesus reeds voorheen by sy besnydenis alreeds begin het om vir my sonde in te tree. Want by die besnydenis was die bloed deel van inlywing in die verbond, maar by die Here Jesus was dit deel van die eerste bloedstorting wat plaasgevind het vir my en vir jou. En wat by sy doop weer opgeneem word. En nou vra ek net vir myself, wat beteken dit vir my? Wat beteken dit vir my? Geliefdes, vir my beteken dit, en ek glo dit kan vir jou dieselfde beteken. Dit beteken, Jesus is in my plek gedoop. Hy het vir my kom ruimte maak in die teenwoordigheid van die almagtige God. Hy het vir jou kom ruimte maak in die teenwoordigheid van die almagtige God. Deur aangewys te word, deur bevestig te word, deur bekragtig te word, deur die Gees en deur die Vader as die verlosser. Dit beteken dat hy vir my die hemel laat oopgaan het, sodat ek die teenwoordigheid van die Vader mag beleef, deur die kragtige werk van die Gees en die teenwoordigheid van die Gees in my lewe. Dit beteken dat ek mag lewe. Dat die Here Jesus gekom het, soos 'n jong man wat die burgemeester was van sy dorp, en sy boetie se vodde, vuil, stinkende klere gedra het, en sy boetie uitgestuur het om te lewe, terwyl hy sy doodstraf op hom geneem het. Beteken dat ek kan hoor dat die Vader oor rondom Jesus sê, jy is my geliefde seun. En geliefdes, daar's baie van ons wat sukkel met aanvaarding en wat sukkel met die feit dat ons nie die liefde ontvang het van ouers soos wat ons dit moes ontvang het nie. En ek het die voorreg gehad dat ek liefde ontvang het. Maar hier kom sê die Vader, jy word in Christus my geliefde seun, my geliefde dogter. En dan gaan dit nie oor die geslag, manlik of vroulik nie. Dan gaan dit oor verhouding. Dan gaan dit daaroor dat jy my kind word en ek jou Vader, wat sorg en saam met jou op pad is. Sien, dit beteken vir my, geliefdes, dat die Heilige Gees my kom bekragtig in my lewe, vir die take waarvoor hy my geroep het, en vir jou vir die take waarvoor hy jou geroep het. Maar hy kom om ons te bekragtig deur die Heilige Gees, sodat die Gees oor ons sal kom. Ons word in Christus gedoop deur die Gees, sodat die Gees ons lewens en ons gedrag sal bepaal en ons sal begelei om aan God toegewy te lewe.
Geliefde, mag ek en jy dit ervaar, dat God se genade in die Here Jesus so ryklik oor ons uitgestort word, dat ons kans sien vir môre. Julle ken mos hierdie lied, ek sien kans vir môre, omdat hy lewe. Mag dit ook jou lewenslied word, ook in hierdie jaar wat vir jou voorlê. En ons weet nie wat voorlê nie. Maar mag ons elke omstandigheid tegemoet gaan, met hierdie wete, ek word in Christus seun en dogter van die Vader, wat in Christus deur die Gees vir my help om werklik om te keer in my lewe, tot bekering te kom, elke dag, om in my doop te lewe, om sy vergifnis te ontvang en bekragtig te word, deur sy werking in ons lewe. Geliefdes, ek het gedink, ek wil graag vanmôre so 'n ander stukkie deel van die liturgie doen. En ek het hierdie prentjie bietjie verander. Ek het iemand bygesit by daardie prentjie van die doop, wat berouvol voor die Vader buig. Sien, want ons sê, in die woord, sê die woord vir ons, dat die sondelose Jesus ons sonde gedra het. En in Genesis staan daar, toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het, wegvee van die aarde af, mens en dier, ook die wat kruip en die voëls, want ek is bedroef daaroor, dat ek hulle gemaak het. Sien, wanneer ek en jy voor Jesus se bekeringsdoop staan, dan gaan dit daaroor dat ons tot 'n diepe berou sal kom van dit wat in ons harte is. En daarom, geliefdes, wil ek hê moet ons net 'n lied saam sing. 'n Lied om ons te help om iets van hierdie belewenis van wat met die Here Jesus gebeur het, ook 'n realiteit in ons lewe te kan maak. Kom ons sit net so, dan buig ons net voor die Here. Enkele voor die gesig is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek, met skuld bedek, kon nie voor U verskyn nie. Die sterre pracht verdwyn by dag, teenoor die son se luister. Soveel te meer is ons so Heer, teenoor die lig die duister. Waar dan heen, tot U alleen, U sal ons nooit begewe. U Heilige Seun, ons borg en steun, soek ons weg tot lewe. Ja, amen, ja, op Golgotha
word ons gemoed gereinig van die sonde. Geliefdes, as ons opreg voor die Here is, dan word daardie prentjie 'n bietjie anders. Dan is dit nie meer totaal net in berou nie, maar dan begin ons gesig oplig, omdat God ons vergewe. En daarom kan ons iets van hiervan sing ook vanmôre uit dankbaarheid, wanneer ons saam sing, ek wat vergifnis Heer ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Ek wat vergifnis Heer ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, u het die guns my aangebied. Ek loof en prys u deurentyd. Ek loof en prys u deurentyd. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. Geliefdes, in die vorige 2 prentjies het ons op ons knieë gesit voor die Here in diep berou. Ons het begin opstaan in dankbaarheid. En nou wil ek vir julle vra om te staan, asseblief, want nou staan ons met ons hande opgelig en ons gee ons lewe oor aan die Here. Lied 309. Van genade, Here kom hoog, my hart en oog, beskerm my teen die kwade. My lewe bly aan U gewy, o Seun van God die Vader, ons prys U naam en juig te saam, waar ook U volk verhader. My lewe bly aan U gewy, o Gees so vol ontferming, waar ek moet stry, waar ek moet ly, gee altyd U beskerming. Geliefdes, kom ons sing hierdie lied uit 203. Loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Kom ons staan, dan sing ons hierdie pragtige lied saam. Loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, loof die Vader, God en Heer. Soos 'n Vader sorg vir kinders, sorg die Heer vir wie hom vrees.
Hy vergewe al oortredings en berei 'n vreugdefees. Lof en prys hom, laat ons hom gehoorsaam wees. Geliefdes, die Here sal julle seën. Die Here sal tot julle redding verskyn. Die Here sal julle beskerm. Die Here sal julle genadig wees. Hy sal julle gebede hoor en aan julle vrede gee. Geliefdes, ons kan met vreugde lewe, gaan geniet hierdie week. Mag die Here julle ryklik seën.